Hartlik goeiemôre, ons vertrou dat het met u goed gaan en dat u ook uitsien na hierdie dag wat voor u lê. Miskien het u ook maar bietjie moeilik opgestaan dalk vir oggend soos hierdie luiperd, maar opstaan moes hy opstaan. Nou liewe vriende, 'n luiperd is eintlik maar naglewend en hulle word dikwels in die dag gesien, sekerlik ook vroeë oggend en laatmiddag word hulle gewoonlik ook so gesien dan ook. Maar hoofsaaklik is hulle eintlik maar naglewend en jag hulle hoofsaaklik ook in die nag. Hulle is egter nie die hele nag aktief nie. Bedags rus hulle dikwels in 'n boom of onder digte plante groei, in grotte, ou ertvaartgate, of onder rotse, waar hulle dan gewoonlik ook so rus, maar een of ander tyd moet hulle opstaan. So as jy nou in die wildtuin daar by 'n luiperd kom en hy sit in 'n boom, een of ander tyd moet hy sekerlik opstaan. Liewe vriende, so kom ons by 'n wonderlike hoofstuk in 1 Korintiërs, en dis hoofstuk 15, wat handel oor die opstanding van die Here, en dit word so oor en oor bevestig dat die Here Jesus opgestaan het. Eerstens word dit bevestig deurdat daar net doodeenvoudig gesê word volgens die skrifte. Ons lees daar in vers 3 en 4, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. As u glo dat die Here vir die sonde gesterf het, dan sou dit dwaas wees om nie te glo dat die Here nie opgestaan het nie. Maar volgens die skrif het die Here vir ons sondes gesterf. En dan sê vers 4, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Net dit alleen is al klaar meer as genoeg bewys dat die Here Jesus het opgestaan uit die dood en dat u versekerd kan wees daarvan dan ook. Verder kom hy ook en hy sê daar's getuies wat vertel het dat die Here Jesus opgestaan het. Nou word 'n lang lys getuies gegee. Ek lees vir die vers 5 en 6. Hy sê en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. En so word daar 'n duidelike getuienis gegee, verwys na getuies, wat kan vertel dat die Here het opgestaan uit die dood ook. Dan, liewe vriende, gee Paulus ook 'n persoonlike getuienis. Hy sê, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. En hier gee hy persoonlike getuienis, dat die Here Jesus het opgestaan en ook aan hom verskyn, en die wonderlikheid wat dit ook vir hom kon beteken het, hoe hy met 'n ywer en 'n toewyding die Here gedien het. Ja, hy sê selfs dat hy oorvloediger as hulle almal was, as al die ander apostels in die werk van die Here. So baie dit vir hom beteken. En dan, liewe vriende, word daar ook van die opstanding gepreek. In vers 12 lees ons, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Dit moet gepreek word, dit moet oorgedra word, sodat mense kan glo. En dan, liewe vriende, die waarde van die opstanding, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Die wonderlike waarde wat dit is, dit bevestig net dat die Here Jesus 'n realiteit en 'n werklikheid is, dat hy God is, en dat ons sekerlik op hom kan kom vertrou vir elke saak in ons lewe. Is dit nie kosbaar om dit opnuut te kan sien, dat die Here Jesus het so opgestaan, en dit is 'n realiteit vir ons. En dan, liewe vriende, die laaste wat ek vir u vanoggend net wil noem, die opstanding, wat beteken dit? As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Liewe vriende, die opstanding beteken sekerlik ook dat die Here weer gaan kom en dat sy kinders gaan kom haal. En daarom, as u net in hierdie lewe of op die Here Jesus hoop en u nie meer uitsien na die heerlikheid van die hemel en nie meer daar die verwagting het nie, ag, dan sal u eintlik maar 'n ellendige geestelike lewe leef. Mag u opnuut in die Here verkoop word om te weet, hy het opgestaan en hy gaan weer kom. Ons het 'n duidelike versekering daarvan ook. Mag die Here u help. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid en die versekering dat ons weet u leef. U is 'n realiteit en 'n werklikheid. Ons kan na u toe kom met enige saak. Amen.